bly om saam met julle te kan wees om weer te praat van die goeie en tierenheid van die Here. Die Bybel sê is die weg, is die waarheid. En die Bybel sê is die brood van die lewe, en daar is niemand vanmiddag soos hy nie. En wil vanmiddag staan op 1 Konings 18. En die Bybel sê hierso in 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die volk en gesê, hoe lang julle op twee gedagtes, as die Here God vir julle is vir God, en as Baal dit is vir God, maar die volk het hom nie geantwoord. Hier sê Elia vir die volk, wat hanker julle op twee gedagtes? En hy sê vir die volk, vir God of vir Baal, maar die volk het hom nie geantwoord. En weer vanmiddag wil ek daarby staan. En terwyl God vir Elia sê weer in 1 Konings 17, hy sê werklik, kom 'n bietjie so, ek wil met jou praat. En die Here het aan hom water voorsien, en die Here het ook aan hom brood en vlees voorsien. Wat wil ek hier vanmiddag van u verduidelik? Elia sê vir die volk, hoor wat sê Elia? Elia sê vir die volk, waarom hanker julle op twee gedagtes? Ek wil jou vanmiddag sê, suster, waarvoor hanker jy vanmiddag op twee gedagtes? Waarvoor hanker jy vanmiddag op twee gedagtes? Pastoor, leier, waarvoor hanker jy vandag op twee gedagtes? As God vir ons is, volg hom. As Baal vir julle is, volg hom. Dit sê Elia, en die volk kon nie vir Elia beantwoord nie. En ek sê ook vanmiddag vir die volk, wat hanker jy vanmiddag op twee gedagtes, sister? Jy hanker miskien vanmiddag oor jou kinders. Jy hanker vanmiddag miskien oor jou man. Jy hanker vanmiddag miskien oor die kos. Jy hanker vanmiddag miskien oor probleme. Wat hanker jy vanmiddag? En Elia kom en hy sê dit vir die volk. Pastoor, waarvoor hanker jy vanmiddag? Miskien wil jou kerk nie regkom nie. Miskien wil jou kerk nie na jou luister nie. Miskien wil die mense nie na jou luister nie. Of wat hoop jy vanmiddag? Ek wil vanmiddag sterk bemoedig. Hoop vanmiddag op God. Hoop vanmiddag op sy siel. Hoop vanmiddag oor sy eie gees. En hoop vanmiddag oor die woord. Daar is niks wat ons verder meer in hierdie dag kan doen. Is net op God. Op God doen. Kry jou hanker van twee gedagtes. Totaal van jou. En laat jou gedagtes hanker vanmiddag op God. Hy is die weg, is die waarheid, en is die brood van die lewe. Daar is niemand soos hy. Terwyl God 'n bietjie met Nebukadneser te doen het. Nebukadneser al die waarsêers om hulle dood te maak as hulle nie van die troon kan eet. En hulle sê vir hom, ons weet van 'n man, maar die gode van God in hom weet. En ek wil die vanmiddag bemoedig, man van God. Kan die wêreld sê in die buitekant, ons weet van 'n kerk, ons weet van 'n man, maar die gode van God binne in ons weet. En terwyl Nebukadneser hierdie daad wil doen, kom Daniel na vore. En Daniel gaan na die Here God toe. En hy sê vir sy vriende, kom ons bid die barmhartige God, dat hy vir ons die troon. En God en Daniel en sy vriende het tot die barmhartige God en vir die Here God gevra, en hy het die droom van Nebukadneser. Hoe lang wil jy in 'n stryd wees, sister? Hoe lang wil jy in 'n stryd wees? Terwyl ons die barmhartige God ons kan.
Die barmhartige God wat met alles sien. Wanneer gaan jy uit die strijd uitkom? Wanneer gaan jy uit die probleem uitkom? Is omdat ons nie die barmhartige God is. En toe is God aan Daniel daar die gesig openbaar. Kan hy dit nie. Elia sê vir die volk, wat hunker julle? Jy hunker vanmorgen te veel op 2 gedagtes. Terwyl jy die barmhartige God jy kyk vanmorgen te veel na die vleeslike dinge vas in jou snel alles. Wat so stout is, wat so druk. Jy kyk vanmorgen te veel vas aan jou man. En die man aan die vrou. En die vrou aan die kerk. Julle kyk vanmorgen te veel aan vleeslike dinge vas. Maar julle haal julle oor af aan die barmhartige. En Elia sê dit vir die volk. Wat hunker julle op die gedagtes? Weet kind van die Here, ons het nie 'n probleem nie. Jy het ook nie 'n probleem. Jy skep vir jou probleem. En dan kan jy nie daar. Jy hou te veel vas aan God, aan goed, wat jou nie aangaan. Waar is jou geloof in God? 'n Geloof is 'n vaste vertroue in dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons hoop. Of wat hoop jy vanmorgen, kind van God? Waarin stel jy vanmorgen belang? Net wil jy vanmorgen werklik bemoedig. Net wil jy vanmorgen sterk bemoedig, kind van God. Hou jou oor gevestig op die Here. Hou jou oor gevestig. As die Here jou tot hierdie jaar teëgedra het, kan hy dit ook volg. God wil met ons praat, maar ons mindset is te veel. God wil sy plan vir 2025 vir u uiteensit. Maar ons mindset is te veel by ons kinders, by ons huis, by ons man. En dit is waar die probleem al groter word. En die vyand maak het al. En al. En as ons nie daar kan bystaan, dan sê ons is goed. Dit is nie goed. Roep die barmhartige God aan. Ek wil jou vanmiddag sterk bemoedig. Wandel in die Here. Wandel in sy gees. Hou aanbid. Want hierdie barmhartige God het iets wil stuur. As hy vir Elia brood en vleis wil sien, en water wil sien, en gezondheid wil sien, kan hy ook vir u en vir my dit wil sien. Laat ons om toe, lichaam en tempels van pastoor, leier, laat God sy gees hier in jou gemeente. Laat God sy gees hier binne kan wees. Laat God sy gees laat die sisters weer hulle hoop. Laat hulle weer ordentlik sal wees in huis van die. Laat hulle na die lichaam waar die tempel is van God weer kan opsien. Laat hulle die pryke afval van hulle hoofde af, die twee stelle hart. Laat hulle die gemering, die lipstick, die toonhals en die rooi toonhals en die vingernaals en die earrings weer afval.
waar die kerk weer terug kan keer na sy oorspronklike doel. Laat die broers hulle hare weer reg sny, soos Paulus gesê het, sny hulle hare en sit dit op die hiek. Die kinders van die Here wat tot bekering gekom het, maak en doen soos breek soos hulle wil in God se huis. Die Bybel sê die sonde lê en loer en ons moet daaroor heers pas. En ons heers nie meer daaroor nie. Want elke dan rap en skrap wat inkom, maak en doen soos hy of sy wil in God se huis. Want ons is te bang om hulle aan te spreek. Ons is te bang, want dan loop ons kerk weer. Die Bybel sê waar 1, 2 en 3 is in my naam, daar sal ek in julle midde wees. Na die oorspronklike bouplan van God, waarvan Jesus die hoeksteen is, weer by ons is. Kry die huis van God weg. Terwyl Joshua die staf geneem het, kan Joshua nie verder gaan, want daar was 'n band in sy midde. En hy het met God gepraat en het die band gesoek en God het die band vir hom oopgemaak. Is daar nie dalk 'n band in jou midde nie, pastoor? Is daar nie dalk 'n band in die huis van God, waar die huis van God nie kan vorentoe gaan nie? Is u nie dalk die band van God wat u nie wil die dinge aanspreek nie? U kan ook die band wees. Nou, Elia sê vir die volk, wat hunker julle op 2 gedagtes? Die God keer terug na die oorspronklike doel. Mag die Here ons seën, mag die Here ons help. En hou jou oor gevestig op die Here, nie op jou familie, nie op jou kinders, nie op jou man en suster, nie op jou vrou, nie op die kerk, maar hou jou oor gevestig op die Here. Wanneer u oor op die Here hou, sal God vir u help. En u wees reg, so alles dit is. Elia sê wat hunker jy op 2 gedagtes? Het jy al gesien, pastoor, het jy al gesien, kind van die Here, hulle klap in God sy hande, hulle dans, hulle koordans, hulle doen alles, hulle sê die Here is goed. Maar in die geheim het hulle iemand wat hulle elke maand gaan soek. En dit word genoem 'n toerdokter. Hulle sal meer vir die toerdokter betaal as wat hulle tiendes en offergawes op datum kry in die huis van die Here. Want hulle wil hoor wie blok hulle. Hulle wil hoor hoekom gaan dit met hulle so. Terwyl ons die God van Abraham, Isak en Jakob het. Maar wanneer jy preek in die huis van die Here oor tiendes en ons offergawe, pastoor, apostel, dan sê hulle, jy soek geld, jy soek nie geld nie, jy preek God se woord. En dit is hoekom het gaan met die kinders van die Here. Want hulle mantel is die God het geskeer. Mag die Here ons seën, mag die Here ons help, bly staan in die waarheid. Al lyk hulle jou nie, al hou hulle nie van jou nie, al loop die huis van die Here leeg, bly jy aan God se waarheid. Geen roem aan mense, maar alle goed. Mag die Here ons seën, mag die Here ons seën. 2025, die hunker, die gedagtes. Stel jou